'n hartlike goeiemôre op hierdie wonderlike Sondagmôre. En dit is die 11de Desember al. Januarie. Wens ons kon nog nie. Ek wil nie laas jaar hê nie. Ek wil nie so ook sê die jaar moet so vinnig klaar wees nie, want ons het nogal baie werk wat hierdie jaar nog vir ons inhou. Prys die Here, as u bly om vanmôre in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek hoop jy is elke dag in die teenwoordigheid van die Here en jy elke dag die seëning en die rykdom van God se genade beleef en jy daardeur ook jou kan uitspreek en kan uitleef en vir ander kan vertel van jou blydskap wat so volkome geword het in jou hart. Want ons het die gees van die Here, die gees van blydskap. En dis lekker om bly te wees in die Here. En ek is bly vanmôre om saam met u te kan wees vanmôre op hierdie wonderlike Sondagmôre. En dat die Here vir my vanmôre ook, ek glo, gesalf en geseën het met 'n woord wat want jy sien, hierdie jaar gaan nie wees vir my soos al die ander jare nie. Prys die Here. En ek wil afskop vanmôre en u moet u Bybels by u hê, want ons gaan in die tydperk wat kom nogal baie dinge praat en sê. En ek is seker Here is besig om die gemeentes weer op koers te kry. Ek wil eintlik praat nie van kerke nie. Ek wil praat van mense wat die gemeente is van God, of die liggaam van Christus is. Dat die Here individueel met elkeen van ons gaan praat deur sy Heilige Gees, en hy gaan sy liggaam weer terugbring op die plek waar die liggaam was toe hy oorspronklik vir die gemeente, toe die gemeentes ingestel het. Nie iets ouderwets en ouderdoos en iets in die Ou Testament nie, nee, iets nou, wat al vir 2000 jaar al en plus al moes wees en was, maar ek dink so bietjie die liggaam, bietjie sy rigting verander het, en daarom sien ons nie die volle werking en die volle krag en die ontmoeting wat God met ons wil regtig het, sy Shekinah glory wat hy elke keer wil uitgiet. Nie net soos 'n eenmalige gebeurtenis, soos partykeer mense dink, dit gebeur net van tyd tot tyd nie, maar dat die Heilige Gees gereeld uitgestort sal word in die teenwoordigheid, daar waar mense by mekaar kom, kinders van die Here, geesgevulde, bloedgewaste kinders van die Here, wat by mekaar gaan kom, en dan gaan hulle ervaar, omdat hulle die liefde van God in hulle harte dra, weet hoe om liefde uit te deel op sy regte manier, en God gaan die gemeente seën. Ek dink net partykeer ons fokus en alles is gefokus net op, alles moet gebeur binne 'n struktuur, onder 'n dak, onder 'n kerkgebouetjie. Terwyl die Here sê, weet jy wat, ek het nie 'n gebou gesoek nie. Ek het 'n liggaam gesoek waarin ek kan woning maak. Ja, van tyd en tyd kan daai dele van die liggaam dan by mekaar kom en hulle kan hulle self onder mekaar bekendstel en hulle kan Jesus Christus onder mekaar verkondig en sy naam groot maak met allerhande gawes, werkinge en kragte wat ons nie regtig sien meer in die kerk vandag nie, die gewone kerk wat jy elke dag sien, die geboukerk en die bediening individueel, waar net een individu die hele ding doen. Ek glo nie regter ons gaan in daardie saak meer vasklou nie. Ek wil vanmôre begin en ek wil eers net oopmaak met gebed. Dan wil ek hê u moet u Bybels oopmaak as u woord by u het. En elke ou moet 'n Bybel hê. Elke ou moet die woord van God by hom hê en seker maak dat hy ook die regte geskrewe, verkondigde of vertaalde skrif het by hom, sodat daar nie verwarring is in die liggaam ook oor skrif nie. Maar die Heilige Gees sal elkeen lei en elkeen leer en elkeen vertel en laat verstaan. Maar u moet vanmôre kyk na, ons gaan oopmaak met 'n gedeelte Lukas 5 as 'n wegspringplek, 'n gelykenis wat die Here Jesus vertel aan sy disippels,
Lukas 5 vanaf vers 36 tot by 39, maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie baie geseënde wonderlike oggend, hierdie môre Here waarin ons by mekaar kon kom om U naam te verheerlik. Here, want elkeen hier is so kosbaar in U oor en elkeen hier het die genadegawe ontvang, Here, om gered te wees en gered te bly en te kan funksioneer in die volle werking van wat U aan elkeen toebedeel. En Vader, my gebed vanmôre is dat ons tot die verstaanbaarheid sal kom, dat Here, U nie iets kan doen as mense nie gewilliglik wil verander en hulle rigting terugdraai na die oorspronklike. En Here, dit wil ek sê vanmôre, dat ons sal moet uitgaan en uitbeweeg. En Here, daar buitekant die liggaam gaan by mekaar bring, want U het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Here, en dan wil ek bid, Here, dat daar liggaampies sal wees wat by mekaar gaan kom, in elke dorp, en elke stad, en elke klein plek. Maak nie saak nie, Here, maar kleiner groepe, mense wat by mekaar kom, wat die inisiatief neem om toe te laat dat elkeen kan werk, en soos wat U in die binnekring die hoof van die gemeente is, dan ook aan elkeen sy regmatige deel en broodjie kan uitdeel, soos wat aan hom bedeel is. In Jesus naam dank ek U vir dit, ek dank U vir die woord vanmôre, lei U ook dan my vanmôre, soos wat U wil. En Vader, laat ons bly op hierdie topic, want dit is nogal groot, en ek weet, Here, dis partykeer net te veel vir een oomblik, maar Here, as ek wens kon ek aangehou het, soos, maar ek weet ook vanmôre is tyd ook partykeer daar, maar Here, vir nou eers, dank ek U dat ons hierdie woord kan uitbring, soos wat U wil. Geliefdes, ek wil net eers, voor ek by Lukas 5 begin, wil ek net eers vir julle bietjie iets vertel van hierdie handelingskerkie. En ek het altyd my ou stukkie wat ek het. Ek weet, vir elke ou gee die Here sekere skrifgedeeltes wat vir hom vir die res van sy lewe baie skerp uitstaan in sy siening en sy verstaanbaarheid en wat U wil deur hom spreek. En vir my is dit ook in Handelinge 2, waar die Here hier aan die einde van Handelinge 2 van 'n vers 46 tot 47, net 2 skrifte. Ek wil nie op die ander dinge net praat, oor die ander praat nie, ek wil oor hierdie stuk praat. En dag vir dag, het die Here die liggaam by mekaar. Dit was nie 'n eenmalige oomblik, iewers op 'n Saterdag, want almal moet nou Sabbat hou op 'n Saterdag, of iewers op 'n Sondag, want iemand dink is nou 'n Sabbatdag op 'n Sondag, maar hoe het ook al, elkeen op 'n sekere dag. Nee, God het gesê dat ons elke dag by mekaar kan kom. Elke dag kan ons fees vier, elke dag kan ons gemeenskap hê met die Here. Elke dag, ek hoop U doen dit in elk geval met jou huisgesin tans, en die mense wat aan huis is by U, dat U elke dag brood breek en elke dag saam vergader. Maar hoor wat sê die Here, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard. Hulle het in die eenheid vasgestaan in wie hulle is in Christus Jesus, en wat Christus Jesus vir hulle betekenisvol is en geword het, en by hulle bly, en hulle die liefde en die eenheid onder mekaar met alle mag en beskerming aangekleef, en dat hulle die eenheid bewaar het onder mekaar, dat daar nie twis en bekleierery was nie, maar eendragtelike samestemming was. En geliefdes, ons gaan nou bietjie daaroor praat, oor die dinge wat ons in ooreenstemming moet hê, want daar kan nie verskillende evangelies wees, en verskillende maniere wees, van hoe ons tot bekering en tot redding moet kom, nie. Dan moet 'n fondasie wees, en daardie fondasie moet sekuur reg gelê word, en die woord moet reg gesny word in die harte van die mens. Maar dit gaan so. In vers 46, Handelinge 2 sê, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. In die tempel, dit beteken nie nou sê ons, okay, ons stem saam, dat iewers baie paar jaar terug, 'n paar eeue terug, het mense besluit, ons gaan terug na die Salomo kerk toe.
in die manier van kerk hou. En hierdie priesterlike ampt en bekleding, wat net vir sekere individue, net sekere manne aan hoof bedoel is, en nie vir almal nie. Dat die priesterskap, konings en priesterskap, net op sekere ouens se skouers rus, en nie op elke bloedgewaste wedergebore kind van God nie, want ons is konings en priesters van die allerheiligste God, en elkeen is 'n koningskind, en elkeen is 'n wedergebore, geesvervulde kind, wat die werkinge en die volheid van God liggaamlik in hulle het, deel soos wat die Here bepaal aan elkeen gegee, sodat elkeen kan groei en opgroei in die kragte en die sterkte. 'n Liggaam sal nooit opgebou wees, sal nooit ten volle in werking wees, wanneer daar een persoon is wat alles moet weet, alles moet doen, alles kan ken, en nee, daai ding gaan nie werk nie. En dan nog die titels ook neem, al die kroontjies vir homself opgaar, terwyl almal bekroonde kinders is van die Here. Hy sê hierso, hulle het van dag tot dag in die tempel gegaan. Dit beteken nie, dit is nou 'n gebou nie. Daar was nog Jode. En wat het hulle gedoen in die tempel? Hulle het van dag tot dag in die tempel gegaan en hulle het die skrifte oopgemaak en die skrifte verduidelik. Hulle het die Ou Testament met die Nuwe Testament, het hulle die Nuwe Testament gaan bekendstel, die nuwe wyn in nuwe leersake, so wat die mense wat in die ou stelsel is, kan verstaan, daar's 'n verskywing tussen 'n ou verbond na 'n nuwe verbond toe, en hulle het Christus Jesus kom bekendstel as die Messias, nie die een wat nog moet kom nie, wat reeds gekom het, en wat vir almal gekom het, nie net vir 'n sekere uitverkore ou volkie en 'n groepie mense nie. Jesus Christus se genade het aan alle mense kom verskyn tot sy heerlikheid. Maar hulle het gegaan, en hier is die kerk, hulle het gegaan en van huis tot huis brood gebreek. Huis tot huis gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het. Nou hier staan mos nie, jy kan mos nie nou sê hierdie huis is 'n huis waar hulle heen gegaan het na die sondaars toe en na hulle huise. Praat nie van dit nie, dis belangrik, want dis waar ons moet heen gaan. Maar ek praat van wanneer kinders van die Here bymekaar gekom het hulle van huis tot huis beweeg, nie van kerk tot na 'n sekere kerkgebouetjie alleen nie. Hulle het gegaan en mekaar besoek en mekaar bedien met God se Heilige Gees wat in hulle is. Prys die Here. Hulle het daagliks brood gebreek en hulle het somme saam lekker geëet en lekker saam gekuier. Hulle het die kuns geken en die gawe geken van om lekker kos te maak en lekker te kan eet en lekker saam met mekaar te kuier. Want dit is eintlik hoekom ons saamkom, is om lekker te kuier en lekker die Here te kan geniet. Daarom is dit nie kerk, ek gaan kerk toe en goodbye, 10de gekry, die pastoor stap weg met die sakkie en goodbye mense en nee, ons kuier bietjie saam. Ons kan bietjie saam kuier. En hoor hiersom, met blydskap en eenvoudigheid. Daar was 'n blydskap onder hulle. Hulle was mense wat lief was vir mekaar, wat mekaar kon verdra het, wat mekaar kon ondersteun met alles wat hulle het. Die Bybel sê net voor daai skrifte het hulle alles gemeenskaplik saam besit. Prys die Here, daar was nie 'n tekort nie, want almal het geweet hoe om te kan gee en hoe om te gee. Die geld is nie gestuur net na een plek toe nie. Dis gestuur onder mekaar, sodat almal se behoeftes aangevul te kan word. Die een nie meer het, sodat as die ander nie, en die ander ook nie te min het, wat hy nie nog kan gee nie. Almal kon gee, en as daar tekortkoming was, het hulle dit aan mekaar bedeel en gegee. Maar hoor net gou hiersom, hy sê hiersom, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk. Jy sien, hierdie mense was by die plek gewees, waar die Here hulle die nodigste gehad het. In die plek van die samelewing. Die mense het geweet van hierdie mense, want dit was mense wat nie skaam was nie, wat nie reëls en regulasies gehad het, en gesê, jy weet, al hierdie reëls moet ook nou hier wees, jy weet, en dan so 'n strawwe reël wees, dat niemand dit kan bywoon en kan geniet nie. Nee, ek sê nie dat die huis van God
nie 'n plek van orde moet wees nie. Ons kan dit ook na kyk. Ja, dit is so. Maar wat ek bedoel is, die mense buitekant het geweet. Baie mense is bang vir die kerke. Baie mense wil nie meer kerk toe gaan nie, want hulle vrees dat die kerk hulle gaan dooddruk. Hulle so gaan veroordeel en judge en ek weet nie presies nie, maar dat hulle nie eintlik gaan voel hulle is welkom nie, want hulle is net nie heilig genoeg soos wat die mense is wat daar is nie. Hoe kan ek inpas, want daar word nie vir my ruimte gemaak nie. My kleed is te vuil om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek wil nou nie beklei oor sulke goed nie. Ek wil vanmôre vir u sê, dat die Here God daagliks by die gemeente gevoeg het, die wat gered is. Nou, ek het nie gesê dat die redding moet plaasvind, en die bekering moet plaasvind, en die boodskap moet net reddende, bekerende boodskap wees in die kerk nie. Nee, die reddende boodskap en die genade boodskap, die goeie nuus word uitgedra aan die buitekant. Daar maak ons disippels en van buite af bring ons hulle binnekomt, dan leer ons hulle, dan teach ons hulle en so gaan hulle weer uit en hulle doen presies dieselfde. So, wat is ons siening en ons missie dan vir hierdie jaar? Wat gaan ons doen? Gaan dit net wees weer 'n gewone kerk met al sy tradisionele maniertjies en dinge en sy vooropgestelde idees van hoe hulle sê die kerk moet werk, môre in, môre uit, elke dag in, elke dag uit, presies dieselfde orde. Daar's nooit 'n verskil nie. Nooit is daar ooit 'n wilsbegeerte om 'n veranderde rigting in te slaan, en baie min mense wil hoor regtig wat wil die Here doen. Maar as dit net een ou wat gewoond is om te doen, en as hy dit nie so doen nie, dan gaan hy mense verloor, hy gaan die kerk verloor, hy gaan jy weet, ons is, ek wil vir eerlik sê, dan stiek ons maar met die mense wat wil nou arbeiders wees in die oes. Mense wat, en nou sien ek nog net die ou mense, die bene en die krokke, en die liggaam is so krank en nie lekker nie, maar jene, daar is niks verkeerd met hierdie ou toppies en ou tannies en hierdie ou mense se gees wat net wil uitgaan en wen nie, maar hulle het jong bloed nodig wat saam met hulle uitgaan. Ja, daar's nog diakens in die kerk, daar is so goed soos 'n ouderlinge, maar laat ons nou net nie te veel nou kom en mekaar nou onderskei, die kaf en die koring en die koring van die koring, bo die koring nog aanstel, en hoe's die Mackie van die plekkie, en laat dit wees Jesus Christus die hoof van die liggaam, en dat daar iemand is wat volwasse is, vernaam volwasse ouderlinge, volwasse kinders van die Here, wat dan die jongelinge bietjie leer en bystaan en inspireer en bemoedig. Ja, dan moet mos mense ook wees wat daarom ook die gees van God ken in so 'n wy dat hulle ander kan reghelp en kan help, maar daar moet ook oopgemaak word dat mense kan vloei in hulle bedieninge, en hulle gawes en hulle werkinge. Ons het genoeg skrif daarvoor. Want die woord sê te veel keer in die skrifte wat ek gelees aan elkeen word gegee. OK, nou ek wil net begin met hierdie skrifgie. Prys die Here, ek spring 'n bietjie rond vanmôre, maar ek is opgewonde want jy weet ek het so 'n bietjie 'n skuif gehad van Derby af na Syferbil toe. Haai, en daar's baie wat hande klap en sê, "Koe, uiteindelik is hy nou seker maar weg uit ons dorp uit." Ons is so bly, want of anders sal sê, ons is baie bly dat ons die geleentheid gehad het ook. Ouens, ons het nou nie net gesê Parakletos bediening Syferbil nou en ons vergeet van Derby nie. Nee, ek plant nie daar en ek het nie daar gearbei en nou hardloop ek weg soos 'n hond nie. Nee, ek weet presies wat gaan ek van Derby af kry wat my ook hier gaan kom besoek. En ons hier net verder aangaan, hulle terugstuur Derby toe, en ons die visie en die droom uitleef. Ja, ons gaan soveel as moontlik klein huise opsit in Derby, bo dorp, onder dorp, in watter dorp ook al, en elkeen kan in 'n kleiner groep by mekaar kom,
mooi toegerus en mekaar bedien, en die gees van die Here kan net so kragtig, en ek dink ewen baie groter, kragtiger vloei, want daar's ruimte, daar's tyd. Ek sê nie dat daar een keer 'n maand nie mense kan by mekaar kom, al die groepe, en dan kan elke groepie mos 'n verslag gee, deur enige iemand wat daar aangestel het uit die groep is, om bietjie verslag te gee, hoe die Here wonderlik in elkeen se midde gewerk het en gefunksioneer het, en hulle bietjie kom verslag gee. Maar ons is nie die baas nie, ons is nie uitvoerend nie, ons is oorkoepelend, ons sorg en ons kyk, ons laat toe dat elkeen ook kan voel, dis lekker om ook te kan funksioneer, in herder, apostel, in leraar, in evangelis, wat is daar nog, en profeties, dat die mense kan funksioneer in die gawes van hierdie nie in die kantoor nie, maar in die gawes van hierdie callings. En ek gaan vir u wys daar in die skrif, is dit so duidelik, dat dit is nie net sekere mense, nie. Nee, die Here het aangestel, en ek gaan bietjie daarna kyk, maar ek wil eers net vir julle lees hiersom. Hier in Lukas 5, in Matteus 2 is dit ook, en ek dink basies in al die evangelies, is hierdie gelykenis opgestel. Hy sê in vers 36, sê hy, en hy het aan hulle 'n gelykenis vertel. En geliefdes, ek gaan nie kerk hou meer, soos wat mense wil hê, ek moet kerk hou nie. En ek gaan nie meer laat mense my titels toegooi, en dink ek is die enigste persoon, wat alles behoort te sê, en te doen, en te weet nie. Ek is nie afhanklik van geld en finansies vir die werking van die Here in ons nie. Die Here sal voorsien. Kom net in jou roeping, kom in jou calling, en God sal die finansies stuur. Hy sal die plekke gee, hy sal die huise gee, hy sal die openbaringe gee. God sal alles werk en wil deur ons, soos wat hy wil. Jy moet net gereed wees om aan die beweeg te kom, die bal aan die rol te kry. Eintlik is die bal al daar. Wanneer gaan jy die bal vat en die bal vorentoe rol, so wat hy aan die beweeg kom? Geliefdes, daar is nie tyd hierdie jaar om nog stil te sit en te wag dat mense jou sal besoek, wag dat mense na jou toe kom, so wat jy hulle kan bedien nie. Nee man, nee. Die tyd het geword dat ons sal uitgaan, en dat ons nog steeds mense sal oplei, mense sal voorberei, en dat ons lekker kan saamkom, lekker eet saam, lekker kuier saam, lekker die naam van die Here. Ek wil elke gees van tradisie, wat ek teenspreek hierdie jaar, elke manier van vorm godsdiens, gaan ek oorlog verklaar teen dit. Mense wat hypocritical wil mense inskuif onder 'n reël en 'n regulasie. En ek is moeg daarvoor. Ek is moeg dat ons wil beheer word deur. Ons mag nie geïntimideer word deur 'n Jezebel gees wat ons vashou, so wat elkeen nie kan bedien en uitleef vir wie hy is in die liggaam. Die dae van jou stil sit en net as 'n ou asblik oortjies daar sit in 'n kerk en net altyd moet hoor, so dik word soos 'n ou paddatjie en nooit kan uitgee nie. Nooit word jy kans gegee om iets te kan voorbring. Jy is so bang, want as jy nou net ietsie sê, dan staan daai mense op met sulke stokke, gereed om jou te punish, en jou tentoon te stel en jou af te kraak. Geliefdes, ek sal plek maak vir error in 'n samekoms. Ek sal plek maak vir mense wat nog nie verstaan nie. Ek sal plek maak dat mense reggehelp kan word onder die krag en die liefde van God se Heilige Gees. Halleluja. Dit lyk my ek kom nie uit by die oorspronklike begin van die skrif nie. Want hier staan Lukas 5 vers 6. Maar daar kom wanneer hy bruidegom, nee. Daar kom, want die bruidegom is nou nie hier nie, hy kom nog. En dan wat het ons nou oor? Het ons nou nie meer die bruidegom in ons midde nie? Het ons nie meer Jesus Christus as die middelpunt en die fokus van ons bediening nie? Of is die Jesus Christus nou Marius Diedriks? Is die Jesus Christus nou net 2 persone in die gemeente? Die fokus net gefokus op 2. En ons kan nie sien, daar's 'n klomp ander kinders van die Here wat ook liewe Jesus Christus se beeld en heerlikheid en krag dra. Sjoe, ek soek 'n beweging. Ons soek 'n beweging hierdie jaar, regtig van die Here se heerlikheid en
Geliefdes, jy's nie te klein nie, jy het regtig nie 'n Bybelskool nodig nie, jy het nie verskriklike dinge nodig nie, jy het net die Gees van God en sy liefde en genade nodig onder dit, en God sal jou lei. Daar sal woorde uit jou mond uitkom, daar sal dinge uit jou hart uitkom, wat jy verstom sal wees dat die Here jou so aandoen, net omdat jy gesê het, Here, hier is ek, gebruik my hierdie jaar, en ek wil vir die mense vertel. Of hy pastoor dit nou wil hoor, of nie wil hoor nie, hy sal hoor. Prys die Here, ons wil hoor. Ek wil hoor, wie is my mense? Wie is my mense? Wat 'n potensiaal lê in my mensies in die mense van God opgesluit? Nie myne, skus tog Here Jesus, ek vergeet om te sê, dis u sinne. Laat ons net onthou, dis nie ons skape nie, dis die Here se skape. En dis die Here wat weiding, laat my skapies en laat my lammers wei, sê die Here. 3 keer, Johannes, laat my skapies wei, laat my skape gaan, laat my lammers wei. Geliefdes, hoe gee ons nie weiding vir die mense nie? Hoe laat ons nie toe dat mense groei nie? Ek het baie skrif hier vandag, wat ek hier vir u wil wys, daar's baie, want ek wil in elke aspek, ek wil julle vat na 1 Korintiërs 12 toe, ek wil julle vat na 1 Korintiërs 14 toe, moet nie vergeet nie, die 13de hoofstuk is oor die liefde, want as ons die liefde nie het nie, gaan niks hier werk nie, gaan niks hier gebeur nie. Laat ons nie kom met snaakse harte en geeste nie, want die Here sal dit gou openbaar, nie aan die pastoor nie, maar aan die gemeente, aan almal wat daar is, wat deur een Gees van God deurdrong is, hulle sal gou agterkom, hier's iets nie reg wat hier is nie. Niemand sal 'n verskoning nie, maar ons gaan ook met versigtigheid met hierdie goed te werk, en hierdie dinge werksaam wees, wat uitkom. So 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 13, 1 Korintiërs 14, Efesiërs 4, baie belangrik, so wat ons reg verstaan, hoe die Here wil werk. En ek gaan ook op die groep, gaan ek ook uitstuur, 'n PDF wat ek uitstuur, ek het dit baie diep gelees, miskien baie bladsye, maar werk dit deur, dan sê u vir my, of het ons iewers die merk gemis. Ek is nie hier vandag om aanslag te gee teen ander kerk en gemeente nie. As jy wil so aangaan, gaan so aan. Dis okay, maar ek het besluit, hierdie jaar sal ek eerder wil sien dat daar groei is, dat ek kan sien dat die liggaam groei en dat die liggaam funksioneer, so wat ons mooi ekoop kan wees en so wat ons lekker kan uitbeweeg as 'n groepie ook. Want dit sal ons nou lekker wees, ons het mos die township net hier naby my, Derby het mos sy township, daar's nie 'n dorp wat nie 'n township het nie. Maar kry vir jou iemand wat die taal verstaan, gaan uit met die krag en die gees van die Here, beweeg waar die Here jou wil gaan, vat jou mensie saam, jou groepie mense saam, laat die Heilige Gees elkeen toe, salf hulle af, salf mekaar af, en gaan bedien. Dis sal amazing wees, wat gaan jy beleef, in so 'n ervaring, maar doen dit gereeld, ons moet dit gereeld doen, en van daar af gaan ons hulle dan oplei, hoe kan hulle dan ook hulle eie groepies, nadat hulle ook tot die wedergeboorte gekom het, prys die Here, want hulle moet tot wedergeboorte kom. Halleluja. Sjoe, ek het nou al so baie gesê, en is al 30 minute, hierdie ou kan praat, né? Halleluja. Ok, vergewe my, maar dit klink vir julle miskien of ek net bietjie in sirkeltjies praat, maar weet jy, ek is baie ernstig vanmôre. Die woord van die Here sê, in Lukas 5, lees hy so, hier gaan hy nou. Hy het ook hulle gelykenis van, niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie. En die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die oue nie. Die Here gaan die skeiding bring. Die Here gaan die skapies skei van skapies, miskien. Hy sal die kerk moontlik van die kerk afskei. Ek sê nie dat daar's fout met daai, ek sê nie daai mense het verkeerd nie. Gaan aan soos wat die Here jou lei. Maar ek sê net, as die Here vir my vandag sê, daar is 'n nuwe lap wat ek gee met daar's nuwe wyn wat ek in 'n nuwe leersak wil sit, kan ek nie dit nou gaan verruil en môre gaan ek terug na die ou tradisionele manier van hoe ek gewoond is al die jare. My oupa en my ouma so, al my kerk, al die kerke van die eeue was so. Wie sê altyd alles was net so? Praat met ander mense ook. Gaan praat met die Chinese, gaan praat met die Koreane, gaan praat met baie ander mense wat al lankal weet
Daar is verdrukking en vervolging wat kom oor die wêreld en oor strukture en instituute, want die kerk het al instituute geword. En dit gaan 'n probleem raak, want die mense gaan jou target. Maar ek en jy kan ondergronds, ons kan by huis by mekaar kom. Hulle sal nie weet waar om te probeer vure dooddruk nie, want hulle kan die vuur van God se Heilige Gees nooit in der ewigheid sal hulle dit kan uitblus nie. Prys die Here. Jy kan ook nie, nuwe ook nie. En die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die oue nie. Jy gaan gou agterkom, Sanet. Ons gaan gou agterkom dat ons pas nie meer in by die stelsel nie. Dis my probleem. Ek kan nie net vandag hier gaan en dan gaan ek as nie en ek trek by 'n volgende pastoorskerk in en daar wil ek nou die gawes en die werk in die Gees en dit wat in my is. Gou gaan jy gaan die mense jou blok, want dis nie hulle deel nie. Dis nie hulle manier van hoe hulle deur die Here gelei wees, aanhalingstekens. En ek wil sê nie aanhalingstekens, die wat regtig gelei is. Hulle wil nie hê ander mense moet 'n bedreiging wees vir hulle posisie op die preekstoel nie. Want ons moet onderskei tussen die graad en die graadlose. Die met die graad en die ou wat nie die graad het nie. Prys die Here. En ek voel nie skaam nie. Ek staan vir niemand terug nie. Halleluja. Hoor net hiersom. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke skeur. Anders sal die nuwe wyn die sakke skeur. En dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Gaan traai dit weer teruggaan. Geliefdes, jy moet weet waar die Here jou wil hê. Nie waar Marius jou wil hê nie. Wat is nou nodig? Gaan waar die Gees van die Here is, waar die Here deur elke individueel sy werk wil voltooi en bring. Dat 'n lekker liggaam, dat jy vandag kan sê ons het regtig aanhalingstekens kerk gehad. As jy dit so noem, dit maar gemeenskap. Saam kuier gehad. Ons het lekker saam gekuier. En ons kan nie ophou daarvan praat vir dae lank. Kan ons nie ophou praat van daai dag toe ons by mekaar gekom het en die Here gewerk het nie. Ek wil vir u vandag eerlik sê iets op hierdie platform. Luister my uit vanmôre. Dit klink vir jou bietjie crazy vanmôre hoe ek praat, maar ek wil vir jou sê, ek het gesien hoe die Gees van die Here werk in gemeentes. En dat die pastoor en sy vrou geweldige gesalfde en geseënde mense is. Daar is krag, daar is Gees. Maar dis net 'n deel van wat gebeur. Geliefdes, wanneer jy mense sien. Jene, ek het 'n man gehad wat my bietjie gewys het. Ek wil nie sy naam op die lig noem nie, maar ek gee ook eer aan die wat my gewys het en getoon het. En ek het gesien waar 'n man, as hy onder die Gees van God vloei en die kitaar vat en hy begin onder die krag en as hy eenheid begin die liggaam saamgee, dan gee hy kans, hy begin sommer klaar delegeer, terwyl hy nog speel, stuur hy die mense uit om mekaar te bedien. En dan het ons 'n lieflikheid gesien. Ek het gesien hoe die krag van die Here, die salwing kom, die doping met die Heilige Gees. Mense het gesond geword. Mense het opgestaan en gesê die Here het my. Daar was nie 'n hand opgelê van die pastoor nie. Hy het net die Gees. Hoe kan ek vir jou sê? Hy sê ek weet nie, daar is 'n skrifgie wat ietsie sê van die Gees aanvuur of aanwakker of so ietsie. Ek kan nou nie presies op dit kom nie. Maar jy kan, hy sê moenie die Gees uitblus nie. Mense wat toelaat. Ons is nie wanorddelik nie. Julle is meer bang vir die wanorddelikheid van 'n kerk as enigiets anders, man. Die Heilige Gees is nie 'n gees van wanorde nie. Jy sal gou die wanorddelikheid sien as dit nie die Gees nie. Dan sê ek pastoor, tree op. Dan sal ek sê broer of ouderling, tree op. Ja. Maar julle ouens, as die mense begin uitskree en sê die Here het my aangeraak en hulle begin in tale sing en hulle begin die Here loof en te prys en hulle begin sommer net dinge gebeur en hulle begin te profeteer. Ja. Wat wil jy dit nou noem? Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. Maar ons wag dat iemand moet alles doen. Daai dae is verby, taboe. Ek gaan nie so kerk nie en ek gaan ook nie so kerk besoek ooit weer in my lewe nie. En ek wil nooit so kerk hê nie. Ek het vir 3 jaar wag ek daarvoor. Vir 3 jaar was ek in Durban en ek het dit al gesien hoe dit werk onder mekaar. Maar te min het ek dit gesien werk.
Asseblief, my fokus nie op Marius nie, die pastoor nie. Die fokus is op Jesus en die Jesusse, ander Jesus kindertjies wat daar sit, wat die Here wil gebruik. Ons gaan die krag van die Here ervaar en jy gaan sien, nie man of vrou, net vroue, net mans nie. Die gees van die Here is nie aannemer van persoon nie. Hy sal gebruik wie hy wil om sy werk te doen. Ek sal niemand wat onder die krag van die Heilige Gees is en funksioneer, sy mond stil maak in 'n gemeente nie. In my lewe sal ek dit nooit doen nie. Ek is nooit bekommerd, ek was nog nooit bekommerd oor mense wat ietsie sê in 'n kerk nie. Want in die eerste plek het ek vir die Here lankal gebid dat die Here die werk sal doen. Ek het mos gebid voor die tyd en gesê, Here, gebruik wie u wil vanmôre. Maar jy gehoor as ons begin met diens oop te maak, en sê Here, salf my mond. Dis net my mond alleen. Ons gaan nou ons sal skrifte kry. Ek dink nie ons het genoeg tyd vandag nie met ons volgende preek, volgende Sondag of so, want ek weer op julle kom. Dan gaan ek jou al hierdie goed wys. Dat almal kan profeteer, almal kan dien, almal kan mekaar bietjie opbou, stig, vertroos, vermaan, in liefde, leer, alles, al hierdie dinge kan almal doen. As ons almal net wil saam, gaan ons die volheid kry. Maar een pakket, een peanut in die pakkie, maak nie 'n peanut pakkie vol nie. Nee, jy gaan nie vir my een peanut verkoop in 'n pakkie nie. Ons openbaring vir Parakletos was iemand wat peanuts gesien het in 'n peanut pakkie, kan jy onthou Sanet? Ons het nie een peanut gesien in 'n peanut pakkie nie. Sorry. Ons het peanuts gesien in 'n peanut pakkie. En dit beteken ons is lekker. Ons is lekker. Daar's so baie agies. Ek sê nie apies nie. Agies daar buite wat wil bietjie peanuts eet. Maar my peanut en jou peanut en almal se peanuts saam gaan lekker peanuts wees. Prys die Here. Maak seker wat jy wil saambring. Miskien is jy die bakoond vir die peanut, en een is die sout vir die peanut. Whatever. Iemand het 'n smaaklikheid om vanmôre vir die Here te gee. Kom ons kyk maar 'n bietjie verder. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Sjoe. Ek weet party ouens wat op die wynborrel was, ek kan vir jou vertel hoe ouer die wyn, hoe lekkerder die wyn. Maar so moet dit nie wees vir die kerk nie hoor, sorry. Ou wyn kan tradisioneel stagnering plaasvind, dit kan jou so tradisioneel vasvang, dat jy nooit kan sien, daar's iets beter daar buite nie. Prys die Here. Dit sal uitloop, sê die Bybel, en die sakke sal vergaan. Jy sien, dit sal uitloop, die wyn gaan uitloop. Maar as jy nuwe wyn in 'n nuwe wynsak gooi, dit wat van die Here vir nou is, nou, jy het gewonder, wat se skrifte wil ek uithaal? 1 Korintiërs 14, byvoorbeeld 26 sê, en hier is my favorite, want ek het gedink, Here, wanneer gaan dit plaasvind? Hoe staan die saak dan, my broers en my susters? Dat wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle, halleluja, elkeen van julle het 'n psalm, 'n lering, 'n taal of 'n openbaring, 'n uitlegging. Laat alles tot stigting wees. Daar's 'n ander skrif in wat ons lees in 1 Korintiërs, wat ek net gou vir jou daar wys. Wat ek net vir julle wys is vir elkeen gegee. Nou nie haastig wees nie. 1 Korintiërs 12. Kom ons kyk gou wat sê die Here daar. 1 Korintiërs 12. Daarom maak ek julle bekend, vers 3. Niemand wat deur die Gees van God spreek, kan Jesus 'n vervloeking noem nie. So moenie bang wees nie. Niemand gaan daar die naam van Jesus Christus kom beswadder en kom. Nee. Hy sê so. Niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. Niemand kan sê dat die Here Jesus is die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees nie. So ek is nie bekommerd nie. Die oomblik wanneer jy spreek, weet ek gaan God iets bring, want dit is die Gees van God wat deur jou gaan spreek, nie jou eie self nie. Daar is wel verskeidenheid van gawes, genade, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bediening en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werking, tog is dit dieselfde God wat alles en almal, alles en almal werk, nie in een persoon nie. Vers 7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat aan elkeen word die Gees gegee op wat nuttig is. En dan gee hy vir jou die 9 gawes, hoor wat sê vers 11. Maar
Al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos wat hy wil. Die dae van een manskap bedieninge is verby. Pastore, manne van God, julle staan nie alleen in die saak mee nie. Daar is ander mede en broers en susters wie jy geleentheid moet gee. As jou kerk en jou uitvoerende raad vir jou sê, net jy sal want net jy kan, is dit vir my 'n probleem. Ek sê dit op hierdie lig vir jou openlik, as jy met my verskil, kan jy met my praat. Maar as jy uitvoerende raad al vir 'n aangestelde pastoor sê, luister nie, jy moet nie enige ene moet niemand toelaat nie. Ek wonder of is dit hulle wat so gesê het, of sê jy maar net so, of wil jy maar net die preekstoeltjie vir jouself hou? Die dae is verby vir daai dinge. Of ons word 'n liggaam, ons is 'n liggaam, of dit gaan nie werk nie. Ons hou kerk, en dit is maar eintlik maar net die ego, wat eintlik maar bietjie meer gestreel wil wees. Ons wil nie dit hoor nie. Dan hoor ons in 1 Korintiërs 14 byvoorbeeld vers 7. Net soos dit met lewensso dinge wat in klein fluite sit of hulle 'n onderskeid en toon laat hulle hoor. Nee, wag. Ek net gou kyk. Hier sê hy: en so kom die geheime van die hart aan die lig. Hoe staan die saak dan? Daar het ek dit nou net, dat aan elkeen word dit gegee. En dan hier op die einde van 1 Korintiërs 14 sê hy weer ook: beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale, moenie verhinder dat ander mense ook kan bedien as daar tale gespreek word en 'n uitleg kan kom tot stigting van die gemeente nie. Daar moet 'n uitleg wees wanneer die taal gespreek word. 2 hoogstens 3. Dan sê hy op 'n ander plek, laat daar 2 of 3 kan profeteer. Dit lyk my man, die kerk is nie 'n plek net vir een mens nie. Lyk my 'n plek vir almal. Laat alles welvoeglik en ordelik geskied. Daar sal iemand wees, daar sal ouderlinge wees en ouderling vrouens wat sal wees, susters wees, wat sal help om hierdie dinge in plek te hou. Kom ons gaan gou net gou Efesiërs 4 toe, ek wil vinnig wees. Efesiërs 4 vers, luister gou mooi. Ek vermaan julle, kom ek lees net, ek dink ons moet net klaarmaak met hierdie gedeeltetjie. Ek wou nog net daar met jou gepraat het. So dis baie duidelik, jy kan nie ou wyn in. Jy gaan moet verander. Daar gaan natuurlik mense wees. Ek maak net klaar met daai Lukas 5. Luister net gou, Lukas 5. Dis al klaar bietjie lank. Ek haas myself bietjie. Daai Lukas 5 vers, luister net. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Daar moet 'n nuwe vars openbaring wees in die harte van die mense. Hulle moet dit kan hoor en verstaan. Daar moet iets nuuts kom. En altoe word saambehou. Almal gaan saambehou word deur God. Ons gaan saam staan in die eenheid. Want almal drink nou nuwe wyn. Almal het iets om te bring, iets om te gee. Nie net om te ontvang nie, maar ek kom kerk toe om 'n bydrae te gee. Halleluja. En niemand wat ou wyn gedrink het, dis nou ongelukkig gaan daar mense wees wat gaan sê ons drink al so lank aan hierdie ou wyn. Ons sal nie kan verander nie. Ons bly by ons struktuur. Of ek verloor my pensioen. Of ek verloor dit, of ek dit. Jy gaan nie minder geëer en gerespekteer word nie, want jy sal 'n herder wees of 'n pastoor wees of iemand wees wat daarom weet om lekker te delegeer en jou mense te kan. Jy's 'n ware leier as jy ander mense ook leiers maak en laat lei en gelei te word en kans gee om ook iets te wees. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn nie, want hulle sal sê, die ou is die beter. Daar gaan baie wees wat sê, kom ons gaan maar terug man, ons gaan maar na die ou wyn toe. Baie mense het iets te sê oor hierdie. Ons gaan lering bring oor al hierdie goed en ek gaan dit aanbied op hierdie groep. En ons gaan daarna kyk. Prys die Here. Ek gaan net gou na Efesiërs 4 toe en ek sluit hiermee af binne die volgende 5 minute. Hoor mooi. Ek self is 'n gevangene in die Here. Ek kan nie besluit net ek moet alleen besluit nie. Ek besluit saam met my broers en susters in die Here ook. Halleluja. Ek wil waardig wandel. Die roeping waarmee ek geroep is. Waardiglik eendag kan sê iemand het my iets geleer, het my geleer om so en so te doen. My beste wat ek kan doen is om vir jou te leer om uit te beweeg en te siele te wen en toe te laat dat die gawes en die werkinge van God deur jou vloei. Want as die kerk nou al, as die Here Jesus gesê het, jy sal groter wonders en tekens doen as ek. Hoekom is dit nie? Hoekom sien ons dit nie meer nie?
Daarom is daar so baie mense wat twyfel. So baie mense wat my glo nie, want hulle glo nie, want jy glo nie meer dat God dit kan doen nie. Met alle nederigheid moet ons in hierdie bediening staan, met sagmoedigheid en lankmoedigheid, terwyl ons mekaar in liefde verdra. Halleluja. Dit is die gees wat in die huis van die Here moet wees, wanneer ons by mekaar kom. En ons moet ernstig streef om die eenheid te bewaar, die gees te bewaar, deur die band van vrede. Daar sal iemand wees, iemand sê nou die dag, Marius, daar's iets baie besonders van jou. Ek hoor jy's 'n jy's regtig 'n vredemaker. Jy kan vrede maak onder alle mense. Ja, ek is 'n vredejagende, bloedgewaste kind van die Here wat wil, en ek sal dit baie keer afpers en dwing, dat ek mense sê, jy het nie 'n keuse nie. As jy sê jy is 'n kind van die Here, moet jy vergewe. Jy moet in vrede lewe. Dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van ons almal, wat oor almal en deur almal, hoor mooi, moenie haastig wees nie, Marius, jy's te haastig, dan roof die duiwel. Hoor vers 6, hy moet nou nie jou oor wegdraai nie. Hoor jy wat sê vers 6? Een God en Vader van ons almal, alle kerke, gemeentes, ons het baie issues daaroor. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Haai, dit lyk vir my, Leanne, of ons almal deur een gees deurdrong is en die vermoë besit om te kan bedien. Een God en Vader, vers 7, maar aan elkeen, daar sê weer, van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Aan elkeen is daar. Nou, hoe laat jy jou mense in jou gemeente, sien jy nie raak nie, jy sien hulle net as human, mense wat net sit. Hoe sien jy hulle en jy sien nie dat hulle ook potensiaal het? Hoe ernstig is jy? Let jy op wat die Here daar gesit het, ouderling, pastoor, wie ook al jy is, wie die Here daar gesit het. Let ons op na die gawes, identifiseer ons en bemoedig ons en laat ons dit uitbring. Laat ons die mense uitkom en bietjie blossom. Nee, Leanne, jy is al 2 jaar by my, amper. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevang en gawes aan die mense gegee, die geeskinders. Maar hy het opgevaar, wat beteken anders dat hy ook neergaan? Hy wat neergaan is dieselfde wat opgevaar het, bo kan die hemel en dan sê, en hy het gegee sommige, en hier is dit, ek wil nie meer afsluit vanmôre, want dit is al lang. En hy het gegee sommige as apostels, sommiges as profete, sommiges as evangelistes en herders, en sommiges as leraars. Dit lyk my ons het 'n probleem met die woordjie sommige. Dan sê ons nie die woordjie sommige beteken in 'n groep vandag net seker is. Dis 'n lieg. Dis 'n verdraaiing van die woord. Hy het sommiges gegee. Dit lyk my dat almal wat daar is in een of ander van hierdie ampte wel het en die gawe van hierdie bedieninge by hom het. Is maar net die identifisering en hoe die mense dit wil vertaal en die mense dit wil betekenisvol maak om vir jou iets anders te lei so wat jy nie kan wees wie dit. Daar's 'n ander siening oor dit. Daar's 'n ander betekenis daar. Ons is so gewoond aan net die eenvoudige verstaanbaarheid van wat is die apostelbediening, wat is die wie is ek? Wie sê hulle is ek? Pastoorsbediening. Wie is 'n herdersbediening, leraar, evangelis en profeet. Maar die Here sê, luister mooi, hy het almal toegerus vir dienswerk. Luister mooi, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Dis die doel dat almal wat daar saamkom, mekaar kan toerus, so wat ons kan bedien en kan uitgaan en kan ander weer opbou en weer kan bring. Gaan heen, maak disippels. Tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot 'n mate van volle grootte van Christus. So ons nie meer soos kinders deur die wind heen en weer, golwe geslinger heen en weer gedryf word deur elke wind van verleiding, deur die bedriegery van mense, die slet van listigheid
om dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat uit die hoof is, naamlik die hoof is van die gemeente, Christus Jesus, wat sy lewe gegee het. Efesiërs 5 sê dit vir ons ook. Uit wie die hele liggaam, nie net 'n sekere man of vrou of persoon nie, die hele liggaam goed saamgebind en saamgevoeg is, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Liefde, wat sê vers 14? Ek gaan dit vir jou weer stadig lees en dan is ons klaar. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg is, deur wie? Goed saam verbind is deur wie? Goed ondersteun word deur wie? Wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Wie gee die gawes? Christus Jesus het opgevaar, die Heilige Gees gestuur, en die Heilige Gees gee aan jou hierdie ondersteuning, hierdie bemiddeling, en die groei van die liggaam kan groei en groei en groei. Kerk, ek is klaar nou. Daar's baie wat ek nog wil sê, daar's baie wat ek nog gaan sê, want ek gaan elkeen van daai afsonderlik met u behandel in die weke wat kom, maar ek wil net vanaand, ek wil net vanmôre ietsie sê, nog by sê en sê, ek is baie lief vir elke boetie en sussie, maar iewers moet jy die strategie verander. Iewers moet jy jou rigting verander, die sogenaamde rigting waarin jy so gewoond is. As daar nie groei plaasvind in die kerk nie, daar kom nie groei nie, dan moet jy jou vra, hoekom nie? En dan, wat maak die duiwel? Hy knoop die tonge, maak die tonge van die mense los in die gemeente, en hulle soek redes buitekant die wil en die woord van God. Dis omdat ons nie mekaar bevorderend toelaat om ook te funksioneer en saam die broodjie te kan eet, wat ook vir elkeen van ons bestem is nie. Dis nie net bestem vir ons nie. Ek en jy wat in die leiers of in daai posisies funksie staan. Laat ek jou net ietsie vertel. Ek en jy is aangesê om te sien dat dit groei. Nou, wanneer gaan dit plaasvind? Dit gaan nooit plaasvind as elke Sondag, as Sondag die enigste dag is wanneer kinders by die Here kom, en daar word nie ook ander dae afgesonder nie, want baie mense het die gemeente dag Sondag. Maar wat gebeur in die week? Waar kom die ander mense by mekaar? Daagliks, van dag tot dag. Jy het mos gehoor in Handelinge 2 vandag. Waar het hulle daagliks brood gebreek? Waar het hulle daagliks op 'n plek gekom by die en ek wil as ek sê die sinagoge, dan wil ek vir jou sê die sinagoge van Satan lê baie daar buite. Daar's baie plekke hier buite. Satan wil sy kinders ook vashou. Hy wil nie hê jy moet kom daar in die openbaringsplek en ook die goeie nuus en die evangelie versprei nie. Daar's 'n tyd om buite te beweeg en huise te besoek, en daar's 'n tyd wanneer die kinders van die Here aan huis gereeld by mekaar sal kom. En as ons by mekaar kom, dan breek ons brood, ons gebruik ook die heilige nagmaal, en ons salf mekaar of en ons spreek seën oor, ons bid vir mekaar, ons dra mekaar, en ons laat toe dat Jesus Christus in die middel van ons elkeen toerus en toegee en saambind en verbind hou, en dat hy in elkeen ietsie gee om te bring. Ons sal moet plek maak vir dit. Halleluja. En maak plek, boetie en sissie, dat almal nie alles weet en ken en weet soos jy nie. Laat toe dat mensies groei. Ons gaan verskillende mensies kry. Moet asseblief nie die babietjie saam met die water uitgooi nie. Laat hulle almal saam groei. Die Here sal eendag, sal hy die goed uittrek soos hy wil. God seën u. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie besondere môre wat ons gehad het. Here, dit is so baie om te sê, maar een ding is verseker, Here, ons soek nuwe wyn in nuwe leersakke. Ons kan nie hierdie lappie vat, hierdie nuwe wyn vat, hierdie nuwe lappie vat, dan gaan sit ons op 'n ou lap. Here, daai ou lap is al so verskeurd. Daar gebeur nie meer groei nie, daar is nie meer beweging nie,
U wil so graag werk, maar u word beperk en u word onderdruk deur mense en organisasies en mense wat reëls en regulasies so erg het dat niemand kan funksioneer nie. Net sekere stel. En Here, U is nie 'n aannemer van die persoon. Ek bid, Here, dat die elke individu wat nou in samekoms gaan bymekaar kom by 'n gemeenskaplike plek waar U uitverkies het waar hulle moet kom, bymekaar kom. Maak nie saak nie, moenie die ou geboue weggooi nie, Here, as dit die plek is waar hulle wil bymekaar kom, maar laat die werking plaasvind van die Heilige Gees. Seën elke boetie en sussie, Here, en ek bid, Here, dat hulle sal mooi gaan luister ook, die PDS wat ek aangestuur het op die groepie Parakletos, Here, dat hulle daarna sal kyk. As daar mense is wat verlang na dit, vra my, ek sal vir julle stuur. Kyk asseblief baie mooi daarna, maar waarom is daar skibreek? Is daar skibreek in die huis van God, die huis van God, die sogenaamde huis. Hoekom lei daar skibreuke nou? Hoekom is daar so baie skepe huise op die rotse en nie op die rots Jesus Christus nie? Prys die Here. God seën u ryklik, 'n lekker dag vir u. Amen en amen. Hulle is van die sien spel. Hulle is op pad huis toe.